Maar ek wil met jou iets deel uit die skrif, en dan kan ons begin. En ek wil jou groet ook vanoggend, maar hoor bietjie wat sê Psalm 91 se eerste 2 verse. En ons gaan nou daarna luister. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Genade en vrede aan julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste, wat voor sy troon is, ja, van die Here Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat uit die doodheid opgestaan het, ja, en wat heers oor die konings van die aarde. Amen. Ons tema vanoggend is vreeslose vertroue op Jesus. En ek is met jou eerlik, hierdie tema is mense wat na my toe gekom het en gesê het, help my. En ek sien dit baie en ek het 'n eie lewe met my eie uitdagings. Maar ons gaan vanoggend praat oor angs en vrees. Waarvoor is jy bang? Ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee. Tussen 15 en 20% van die samelewing word gebore met 'n neigtheid tot angstigheid. Dit is die statistieke wat daar is. Dis wat die slim mense sê, nie ek nie. En hulle kan dit wat se name gee en alles, maak soos jy wil. Ek sien daar's 'n boek wat nou staan, Anxiety, the New Depression. Angstigheid het so erg geword dat dit lei tot depressie by baie mense. Maar die res van ons wat nie die 15% is nie, ek is een van hulle, is ek. Ons is nie gebore met angstigheid nie. Ons het dit aangeleer. En as dalk slimmer mense wat hierna gaan luister en sê, dis nie heeltemal so nie, maar dis die inligting wat ek kon kry. Daar's net 2 goed waarvoor jy bang is as jy 'n babietjie is van 'n paar weke. Jy's bang vir harde geluide en jy's bang dat iemand jou laat val. Moet dit nou asseblief nie op jou vriende se babietjie gaan toets nie. Asseblief nie. So, asseblief, ons werk met mense hier. Die res van jou vrese en jou angstigheid het jy aangeleer. 'n Goeie voorbeeld. 'n Baba. As ek vir 'n baba 'n skorpioen gee om mee te speel, sal hy met hom speel. As ek vir 'n baba 'n slang of 'n spinnekop gee, gaan hy met hom speel. En die kans is baie goed as hulle begin kruip, daai spinnekop gaan nog mond toe ook, né? Al die ma's weet presies waarvan ek praat. Daai baba weet dit nie en moet aangeleer word, pas op hiervoor. So my en jou se angstigheid, se vrese word gebou deur wat het met jou gebeur? Wat se opvoeding het jy? En wat se omgewing en met watter mense het jy te doen? En ek het gedurende die week met al die verskillende groepe wat ek werk, Bybelstudiegroepe, mannegroepe, aanbiddingsspan gesê, deel vir my bietjie wat se vrese het mense en ek wil graag met jou 'n paar van hierdie antwoorde deel. Een van die eerstes en nog al 'n paar keer gekry het is, ek is bang ek het te min geld vir my aftrede. Ek weet nie of ek sal kan voortgaan met die lewe as my huweliksmaat wegval nie. Dis 'n goeie een daai. By die jong mense was dit baie interessant om wat by hulle te sê. Hulle weet nie of hulle werk gaan kry nie. Ons het 'n klomp jong volwassenes en tieners in die kerk. Hulle is bang. Gaan ons werk kry? Ons moet studeer, maar vir wat? Die kinders is self op dieselfde plek en hulle is moedeloos. Hulle wil nie deelneem aan iets nie want dis al wat hulle hoor. Ouers, ons moet pas op wat ons sê. Ek weet ons praat oor slaggate. Ek weet ons praat oor goed wat ons frustreer in die lewe. Maar kom ons bou op. Ek weet nie wie dit geweet het nie, maar jou kind wat by die huis is, hierdie is verniet, kos jou nie geld nie. Jou kind wat by die huis is, en jy as ouer wat die hele tyd van die buitewêreld af inkom. Van kleins af leer jy daai kind, as jy inkom by die huis en jy's op 'n moeilike plek en jy haal dit op die kind uit, dan leer die kind, daar buite is moeilikheid. Ek wil nie so toe gaan nie. En dis waar ons mee sit met ons kinders, daar's angstigheid by hulle. Ek het die mooiste ene gehoor wat vir my regtig was, is van, ek is bang, ek verloor weer my geloof in God. Was jy al daar? Ek was al daar. Al is dit net nie vir my uitgewerk nie. Dan sukkel ek met my geloof. Iemand anders het vir my gesê, ek is bang, ek staan eendag voor God en hy sê vir my, ek ken jou nie. Jy het duiwels in my naam uitgedryf, jy het siekes gesond gemaak, maar ek ken jou nie. Staan in die skrif, dis 'n realiteit. Ek het nog ene gekry waar iemand gesê het, ek is bang ek verloor nog 'n kind.
Dis 'n rede om bang te wees en angstig te wees. Maar vrees en angs is nie deel van my en jou se DNA nie. Ons is nie veronderstel om dit te wees nie. Daar's 'n verskil as 'n leeu na jou toe spring, moet daar vrees en angs en adrenalien wees. Dan moet jy beweeg. Maar dis 'n kort oomblik om aan die lewe te bly. Maar konstante angs, konstante vrees die hele tyd maak mense moedeloos. So wat maak ek daarmee? 1 Petrus 5 vers 6 sê, daarom verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat julle op die regte tyd kan verhoog word, deur al julle bekommernisse op hom te werp, want hy gee om vir julle. Dis maklik, né? So dis die teksvers, dan kan ons na huis toe gaan. Ek het ons nou gesê wat jy moet doen. Werk dit so maklik? Nee. Het die angs nou weggegaan nadat ek die teksvers gelees het? Nee. Daarmee sê ek nie God se woord het nie krag nie, maar dit is 'n goeie teks hierdie om vanoggend na te luister. Ek het gaan kyk na 'n klomp voorbeelde van angstigheid. Ek wil 'n paar van jou noem: algemene angstigheid, finansiële angstigheid, gesondheidsangstigheid. Dit maak sin. Sosiale angs. Mense is bang om voor ander mense te praat. Mense is bang om met ander mense te kuier. Met mense net te doen te kry, want hulle het seer gekry. Verlatingsangs. Iemand wat bang is wanneer daar gegroet moet word. Want nou is dit verby. Het julle nie ook sulke vriende of familie? Ons kuier lekker en dan kom ons by die einde, né? En dan is ons by die kar. Julle, maar hulle wil nie klaar kry nie. Dis asof dit soos 'n kind is met 'n speelding. Hy wil net gou met die laaste speelding nog speel. So hy moet net gou die laaste paar woorde inkry, want hy's half angstig, dis nou verby. Dis 'n angstigheid om te sê, geniet die res van jou dag. Dis baie keer vir ons ongemaklik. Geestelike angstigheid. Maak sin. Waar is my verhouding met die Here? Trauma-verwante angstigheid is groot. Veral in die wêreld waar ons lewe. Goed gebeur met mense, dit maak hulle angstig. Mense gaan deur goed wat sleg is. En dan sit hulle met posttraumatiese stres. En dis 'n moeilike ene. Besluitloosheid, angstigheid. Ek is seker hier's 'n paar van ons wat sukkel daarmee. Perfeksionisme, angstigheid. Daar's nog eene vir jou. Maar nie een van hierdie aspekte kom van God nie. Die Here opereer nie vanuit 'n plek van vrees af nie. En ek sê dit nie vir jou om jou te laat beter voel vanoggend nie. Ek sê dit vir jou, dis God se identiteit. Hy opereer vanuit 'n plek van liefde. Dis sy identiteit. Hy sê ek is, die groot ek is. Weet jy wat is jy? Jy is een van die klein ek isies. Jy is na sy beeld geskape. Dis hoe die Here werk. En ek kan vir jou nog 'n paar teksverse vanoggend lees wat sê moenie angstig wees nie, moenie bang wees nie, en dan kan ek jou ons huis toe stuur en dan voel ons almal heel wat beter. Maar dan kan jy maar net so wel gelees het. Ons moet gaan kyk vanoggend wat sê die woord van die Here oor hierdie saak. Want dit is nie so eenvoudig nie. Wat maak ek hiermee? En ek wil hê jy moet saam met my blaai na Genesis 3 toe. Dis nou die eerste boek in die Bybel. Ek sien dit gaan al vinniger in die Bybels, dis vir my mooi. Die nuwe Bybel se bladsye plak mos so teen mekaar, of 'n ongebruikte Bybel. 'n Gebruikte Bybel val maklik oop. Toets dit bietjie. Maar voor ons begin lees, wil ek jou net so 'n bietjie agtergrond gee. So ek wil vanoggend begin by die begin. Waar was die eerste angstigheid in die woord van God? Die eerste angstigheid kom by die begin, heel in die begin toe dinge verkeerd gegaan het. En die eerste angstigheid en bangigheid was nie vir mense nie, maar vir God. En dis Adam en Eva. God het hulle geskep met 'n verhouding met hom. Dis waaroor dit vir hom gegaan het. God was daar om met mense te meng. Maar in hierdie verhouding het hy 'n keuse geskep by die mens om te kies. Gaan jy van die verkeerde boom se vrugte eet? Dit is 'n toets vir liefde teenoor iemand. En Adam en Eva het alles tot hulle beskikking gehad. Hulle het nie nodig gehad om swaar te kry of te sukkel met iets nie. Alles is geskep soos ons een Sondag ruk terug mekaar gesê het, vir my en jou om te lewe. Alles was daar. Maar ongelukkig koop hulle 'n leuen
En hulle besluit om die verkeerde ding te doen. En hulle besluit om van hierdie vrug te eet, wat God gesê het, hulle nie mag nie. Want hulle soek iets meer wat daar vir hulle vertel is. Dit wat hulle het is nie goed genoeg nie. En ek wil hê jy moet vir my Genesis 3 vanaf vers 8, en kom ons lees saam, ek lees uit die 2020 vertaling. Hulle hoor toe die geluid van die Here God, wat in die tuin rondstap, in die middagkoelte. Die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome in die tuin. Die Here God het na die mens geroep en vir hom gesê, waar is jy? Hy het geantwoord, ek het hier in die tuin hoor beweeg en ek was bang, want ek is naak. Toe het ek weggekruip. Hy vra toe, wie het vir jou vertel dat jy naak is? Het jy van die boom geëet waarvoor ek jou beveel het dat jy nie mag daarvan eet nie? Daar het jy dit. Adam en Eva, sy lewe het in 'n oogwink verander. Hulle het nie nodig om angstig of bang te wees nie. Ewe skielik is dit daar. Hulle hele lewe het verander. Hoe hulle die wêreld sien het verander. Hoe hulle na mekaar kyk het ook verander. Ewe skielik is daar 'n waarwording van iets wat hulle nie van geweet het nie. Hulle het 'n klomp wysheid gekry, maar nie ten goeie nie. Hulle naaktheid is hulle vrees. Hoekom? Hulle is blootgestel. Hulle is totaal en al blootgestel. Niks vou hulle toe nie. Absoluut niks nie. Dit maak hulle bang. Maar wat die interessante ding van Adam en Eva is, Adam en Eva het vir God weggekruip omdat hulle naak was. Nie omdat hulle gesondig het nie. Want die eerste woorde is, ek het weggekruip omdat ek naak is. Nie omdat ek 'n sonde gedoen het nie. Vers 11, toe vra die Here ook vir Adam, nou wie het vir jou vertel, jy's naak? Die Here weet dit. Kom aan, hy het geweet presies wat gebeur. Waarom sal hy so 'n vraag vir Adam vra? Hy vra hom vir Adam, want hy gee eintlik vir Adam die geleentheid om te sê ek het gesondig. Ek wonder hoe sou dit gewees het, as Adam op daai oomblik gesê het, ek is verkeerd. Here, vergewe my. Maar dis nie wat hy doen nie. Hy's meer gepla oor sy naaktheid, as wat hy gepla is oor dit wat hy verkeerd doen. En ja, toe het die Here uitgespreek teenoor hom wat alles gaan gebeur. Maar die Here het vir Adam kans gegee. Miskien sou ons hele wêreld anders gewees het, as Adam maar net gesê het, ek is verkeerd. Is dit nie maar hoe ons is vandag nie? Ons het baie dieselfde trekke. Ons het ook die vermoë om vir die Here weg te kruip. Nou ja, jy sit hier so vanoggend, so jy is daarom nie op 'n wegkruip missie nie, maar dan sty in my en jou lewe wat ek en jy naak voor God voel, oor iets wat nie werk nie. Wat dit ook al in jou lewe is, en dan wil jy wegkruip voor die Here. Jy soek nie sy aangesig nie. En die verskonings is ongelooflik. Dis vir my die vreemdste ding vandat ek in die bediening is. Laat jy nou iemand raakloop in die mall, wat lanklaas in die kerk was, en ek is eerlik met jou, dis jy wat uitmis, nie ek nie. Ek moet dit vir die kamera sê. En dan maak die mense verskonings. Moenie vir my verskonings maak nie, jy het uitgemis. Ons het onsself gate uitgeniet die Sondag. Ons het gedoen wat ons wil doen. Maar mense is, die hele mensdom is bang vir God. Ons moet Godvreesend wees. En baie keer is hulle bang vir openbaring. Sê nou net, die Here sê vir my iets. Jy moet vasbyt, as ons nou by die angs kom. Ons moet 'n draai besig vanmôre. Hierheen moet jy wakker bly. Dis soos 'n very maak advertensie. Die prys is eers aan die einde. Dan praat die mense ons baie tussenin. Waar was ek? Die mens is bang, hy ontdek iets van homself. Die mens is bang, en daarom vlug ons van God af die hele dag. En daar's baie verskillende goed, en ek wil nou na iets spesifieks gaan kyk, en baie mense vlug van God af weg vir 'n opdrag. In die eerste plek, ons hou nie van hierdie klomp reëls nie in hierdie boek nie. In die tweede plek, ons vlug van God, want sê nou net daar's 'n opdrag. En ek wil begin vanoggend, en ek wil praat oor opdragangstigheid. 'n Nuwe ding wat ek uitgedink het. Maar dis wat aan my geopenbaar het. En ek wil vir jou 'n paar mense noem wat met opdragangstigheid gesit het. Ons begin by Moses. Moses sit met die volk wat moet trek. Moses sit met die farao teen wie hy staan. Joshua is bang om die volk te lei. Joshua 1 vers 9, waar die Here vir Joshua moet sê, moenie bang wees nie. Ek kan verder gaan. Gideon, 300 man moet oorlog gaan voer. Ek sou bang gewees het. Hy moet die Midianiete
uitsorteer, is my beste woord vir hom. Jeremia, wat geroep word en sê vir die Here, ek is te jonk. Selfs Paulus was ene wat gevoel het, hy is te jonk. Jesaja, toe hy geroep word, toe besef hy, maar Here, ek kan nie die werk doen nie, ek is te sondig, ek gaan dit nie maak nie, ek is te bang. Alles angstigheid waarmee hulle sit. Maria, mooiste ding, toe die engel by haar kom en vir Maria sê, jy gaan die Messias se ma wees. En die vrou was angstig. En hy het vir haar gesê, wees rustig, moenie bang wees nie. Dis presies wat daar gebeur het. Josef, wat met Maria nou verloof was net so bang oor hierdie hele besigheid. Toe sê die engel vir hom, moenie bang wees nie, en trou met haar. Petrus natuurlik, ons ken vir Petrus. Petrus kan baie keer bang wees oor baie goed en baie keer maar dom dinge aanvang. Dan Paulus. Paulus moes baie keer op 'n plek staan waar hy moes doodgemaak gewees het, waar hy geslaan was, waar hy in die tronk gegooi was. Dis bang. Ek sou bang gewees het daarvoor. Maar ek het spesifiek iemand uitgehaal vanoggend en dis waar ons op pad heen is Abraham. In Genesis 15 kom die Here en hy roep vir Abraham en hy sê vir Abraham, pak jou goedjies en trek. Nou wil ek die gesigte toets vanoggend. Hoe gaan jy voel, ek wil nou vir die dames die ene vra, as jou man eendag by die huis kom, hy het sopas bedank en hy sê vir jou vrou, ons gaan trek. Die huis is in die mark en dan sê vir jou, jy vra vir jou man, waarheen, dan sê, ek weet nie, die Here sal vir ons wys. Besef jy hoeveel guts het dit gevat? Om net alles te los. En van Genesis 12 tot by Genesis 15 gebeur daar 'n paar dinge. Wanneer ons by Genesis 15 kom, en ek wil hê jy moet saam met my lees, is nog dieselfde boek in die Bybel, eerste ene. Wat gebeur in Genesis 15? Want hier kom God met 'n nuwe verbond met Abraham, en hy sê vir Abraham, dis nou tyd vir 'n nuwe verbond, en hy maak Abraham se verantwoordelikhede net so groot. En hy het nog nie 'n seun nie. So dis nog nie eers daar nie. En hy kom na Abraham toe en hoor wat sê die Here vir Abraham. Genesis 15 vanaf vers 1. Na verloop van 'n tyd het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n visioen. Moenie bang wees nie, Abraham, ek is 'n skild vir jou, jou loon is baie groot. Die Here begin hier met 'n gesprek. Nie Abraham nie. Die Here praat met Abraham en hy sê vir hom, iets gaan nou gebeur, iets groots gaan gebeur. En hy sê vir hom eerste keer, maar moenie bang wees nie. Dis waar die Here begin. Hy weet hier's 'n uitdaging. Abraham gaan dit nie maklik hê nie. So sy eerste woorde is, moenie bang wees nie. Ek is by jou. En dit is baie interessant, as jy gaan kyk na Moses in Exodus, ek dink is Exodus 3, iets met 'n 3 jaar, kom die Here by Moses in een van sy gesprekke en hy sê vir Moses, moenie bang wees nie, ek sal by jou wees. Maar vir Abraham sê, moenie bang wees nie, ek sal vir jou 'n skild wees. God is besig om iets andersters hier oor vrees te doen, heeltemal andersters. Daardie vrees wat in ons is van naaktheid. Abraham was, jy kan sy hele storie gaan lees, was letterlik op party plekke geestelik naak teenoor mense, op 'n plek waar sy lewe in gevaar is. Hy het dieselfde naaktheid oor omstandighede beleef as Adam en Eva. En as jy verder gaan, gaan jy sien, daar's 10 teksverse waar God vergelyk word met 'n skild. Ek sal 'n skild vir jou wees. Psalm sê byvoorbeeld, die Here is vir ons 'n skild en 'n veilige vesting. Waarom 'n skild? Dit het my vir baie lank besig gehou. So, kom ons gaan kyk, wat het hierdie skild met angs te doen? Ek wil hê jy moet nou vir my blaai na die Nuwe Testament toe, Efesiërs 6. Dis Paulus se brief aan die gemeente van Efesiërs. Want ons moet nou verstaan, hoekom is hier nou 'n skild in hierdie storie? En wat dit nog interessanter maak, die Here het nie vir Abraham gesê, en in die ander teksverse, ek is vir jou 'n pyl nie, hy het nie gesê, ek is vir jou
'n perderyter nie. Hy het net een ding gesê, God tree op as 'n skild in die situasie. Efesiërs 6 kan jy gaan lees en dis die wapenrusting, die geestelike wapenrusting wat ons kan aantrek en wat ons kan gebruik elke dag. Maar Efesiërs 6 vers 16 praat net oor een ding, die skild. En kom ons kyk wat sê hy van die skild. Ek lees. En by dit alles die skild van geloof op te neem, waardeur julle in staat sal wees om al die vuurige pyle van die bose te blus. Sonder 'n skild gaan jy dit nie maak in 'n angslewe nie. Jy het iets nodig om die duiwel se pyle af te weer. Want daai pyle is opinies. Daai pyle is gebeurtenisse wat jou moeg maak. Alles wat negatief is, kom na jou toe. Die skrif sê nie, ek gaan die pyle almal stik en breek, hulle sal jou nie tref nie. Die skrif sê, tel die skild op en keer die pyle. Die geloof. Nou, dit is nog interessant, hy skryf daar van vuurige pyle en hy sê, wat die vuurige pyle sal uitblus. Nou, 'n pyl wat vuur vooraan hom, het is nog erger, want wanneer die vuur jou tref, dan verteer dit ook alles en dit brand dit. Dis nog meer rede om bang te wees. Kan jy jouself indink as jy nou in 'n oorlog was in daai tyd en daar kom 100.000 pyle met vuur vooraan hulle in hierdie oorlog na jou toe aan. Ek ken net een ding om te doen. Ek sal hardloop, want daar's niks nie, jy kan dit nie keer nie. Maar hy sê nie, ek gaan die vuurige pyle keer nie, hy sê, ek gaan hulle blus. Ek gaan sorg dat hulle geen effek op jou mee het nie, hoegenaamd nie, jy sal veilig wees. Ek en jy het net een ding nodig, want waarom het jy hierdie skild nodig? Is omdat jy naak is. Daardie angstigheid, daardie bangheid wat ons het, ek wil die woord ons ook gebruik, is omdat ek en jy blootgestel is aan goed. Is omdat ek en jy nie toegevou is meer nie. En daai pyle is besig om jou uit te haal. Al is dit in jou kop, al is dit in jou hart, al is dit in jou omstandighede, die vyand se pyle is die heeltyd besig. Dis baie interessant. Man, jy het nou iets geleer vanoggend. En die vraag is, wat gaan ons daarmee maak? En kom ons kyk na Psalm 91. Vir die slange. Ek is bang vir my verlede en vir baie goeders my gebeur het toe ek 'n kind was. Ek is bang om voor mense te wees en om voor mense te praat. Ek is bang dat my ma en pa iets oorkom en ek met Boeties alleen is. Geweld, moord, ouers wat weggeneem word, families wat uit mekaar uitval. Hy wat in die skadu van die Allerhoogste sit, in die geheime plek, sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug, op wie ek vertrou. Want U sal my kom haal, by die diepste donker plekke waar ek omring word deur die doodsgevaar. Ja, U vlerke van my toe, onder die troue vleuels vind ek my skuiling. Vure is my skuld, my bevryding. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie of alle 1000 aan my sy. Langs my,
my sy, of 10.000 hier langs my, ek sal nie bang wees nie. U sal my red omdat U weet hoeveel ek U liefhet, omdat ek in alles op U vertrou, sal U my veilig in die hoogtes hou. En wanneer ek weer die pad verloor, sal U elke keer by noodkreet hoor. My verwoesting sal elke keer keer en vir altyd my met die redding U. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie of alle 1000 aan my sy, of 10.000 hier langs my. Ek sal nie bang wees nie. Psalm 91. Gaan lees hom gerus, dan sien jy die woorde van Jou Niemand is Psalm 91. Wat het ek en jy nodig oor hierdie vrees? Hoe gaan ons dit hanteer? Jy kan nie. Jy gaan dit nie maak nie. En ons probeer dit soveel keer op ons eie doen. Dit is so moeilik baie keer, maar die rede waarom ek en jy bang is, die rede waarom ek en jy 'n naaktheid in 'n situasie het, is omdat daar nie 'n skuld is nie. Adam en Eva het hulle bes probeer met vye blare. Dit gaan nie pile terughou nie. Abraham het geweet, die Here sê, ek sal vir jou 'n skild wees. En dan stap jy net vanoggend hier weg en jy besef een ding, jy hoef nie bang te wees nie. Gaan lees bietjie Psalm 91. En as jy bang is, gaan lees Psalm 91 hardop. Want die vyand hoor wat jy lees. Lees hom hardop, dat jy hom kan hoor, dat hy hom kan hoor. Want dis jou skuld om daai pile af te weer, sodat jy aan die einde van die dag nie blootgestel kan wees nie. Ons dien almal dieselfde God, 'n God wat 'n skuld is. En al maniere hoe ek en jy angs en bangheid gaan doen is, saam met God. En baie keer het ons 'n vriend, 'n broer, 'n familielid nodig, 'n iemand in die gemeente, want jou pile is so baie, die skuld is te groot wat jy nodig het, wat jou moet kom help, dan tel julle saam daai skuld op. En saam sal ek en jy dit reg kry om nie angstig te wees nie. Gaan dit ophou? Nee. Gaan die wêreld perfek wees? Ons het dit laasweek vir mekaar gesê, nee. Gaan die pile ooit eendag ophou? Nee. Die duiwel los ons nie, want dit kom van hom af. Maar tel hy skuld op in daai moeilike tye wat jy die bangste is. En as jy onseker is, dan gaan praat jy met die Here Jesus, want in Lukas 22 was hy so bang en so angstig voor die kruis, dat hy bloed gesweet het. En hulle het medies bewys, jy moet op 'n onsaglike hoë vlak van angs wees, dan kan jy bloed sweet. Jesus weet presies wat is dit om bang te wees. Al wat jy moet doen is, saam met hom hierdie skuld op te tel, en teen die vyand te beklei met God. Want jy's nie 'n slaaf. Jy hoef nie 'n slaaf te wees van dit wat sleg is nie. Jy het nie nodig om 'n slaaf te wees nie, want jy's kind van God. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend, dan besef ons die uitdagings wat ons het. Dan besef ons hoe naak ons is in die lewe, geestelik, emosioneel. Hoe mis ons uit op dit wat waar is.
En daarom wil ons vanoggend kom bid en ons wil U vra, Here, help ons en vou ons toe. Vou ons toe dat ons dit nie meer ervaar van naaktheid nie. Vou ons toe dat ons U teenwoordigheid sal ervaar. Ja, Here, dat U vir ons 'n skild sal wees in die situasie wat ons is. Amen.